Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Eksodus 33 vers 17. Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Vandag se boodskap is getiteld van aangesig tot aangesig met God. In die vroegste tye het God meestal in drome en visioene met profete gepraat, maar met Moses het God self te kenne gegee, waar hy gesê het in Numeri 12 vers 8, met hom praat ek direk en persoonlik. Wat leer ons uit die manier waarop Moses gebid het? Kom ons kyk na 'n paar eienskappe van sy opgetekende gebede. Moses het gebid soos hy praat, in 'n eenvoudige taal. Moses het sy gebedstyl gewissel om aan te pas by die geleentheid en die doel van sy gebed. Soms het hy staande gebid, ander kere op sy knieë, en selfs op die grond uitgestrek met sy gesig na die grond. Moses het enige tyd en enige plek gebid. Moses het oor belangrike sowel as minder belangrike sake gebid. Moses was nederig en eerbiedig in gebed. Wanneer hy voor 'n onmoontlike situasie te staan gekom het, het hy dit voor God gelê en nie in sy eie krag probeer oplos nie. Moses het hom onderwerp aan die wil van God, maar het dit by tye gewaag om met God te onderhandel. Moses het sy oë, ore en gedagtes ingeskerp om God se woord te hoor. Moses het ook God nie versoek met 'n inkopieslys van gebede nie. Hy het met God gepraat oor dinge wat regtig saak maak. God het Moses by die naam geroep, omdat hy in God se oë guns gevind het. Wat 'n wonderlike getuienis van 'n man wat meer as enige ander mens in die Bybel daarin geslaag het om die hart van God te verstaan. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, gee dat Moses 'n voorbeeld, 'n inspirasie sal wees vir leiers sowel as vir enige gesinshoof en ook in my eie lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang Maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.